welkom by Oud Nikoland Gemeente, 'n spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Oud Nikoland Gemeente is ons oorgegee aan Jesus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit God se hand ontvang het. 'n Geseënde dag vir jou. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Môre julle, kan julle my hoor as ek so staan van die dankie. Ek het toe ek laas hier was, het die wind gewaai. Die wind het alles weggewaai en het ek gehoor die ouens sê, hulle kon my nie hoor nie, want ek moes soek na my Bybel en ek moes soek na my papiere en alles. So ek het vanmôre vir my sommer 'n dik knip saamgebring om die papiere by mekaar te hou en ek het sommer die teksverse ook gaan uittik dat ek nie hoef te sukkel met bladsye wat rondwaai nie. Maar baie welkom hier vanmôre in die erediens. Laas toe ek hier was, het die wind ons weggewaai. En vanmôre is ons lekker deur die mis. Ek weet nie wat hier by julle aangaan nie. Die omstandighede is anderste. Lyk dit mens daar waar ek bly op Hartenbos. Maar mag die Here vanmôre vir ons ontmoet en mag die Here vir ons seën. Daar aan die ander kant sit ook mense wat nuwe intrekkers is. En ek weet nou nie of julle al welkom gesê is nie, maar baie welkom hier in Oud Nikoland. Ek glo julle gaan lekker hier bly en ook gelukkig wees in hierdie gemeente. Mag die Here ook vir julle gebruik tot sy eer. Liewe mense, ek gaan vanmôre probeer om aan te sluit by Jan, waarmee hy verlede Sondag begin het in hierdie reeks wat julle doen. Maar ek wil vanmôre se erediens graag met hierdie woorde begin uit Jesaja 40. En die Here het deur Jesaja hierdie woorde laat skryf en ek glo dit is vandag nodig dat ons dit hoor. Wat die Here soveel 1000 jaar gelede vir Jesaja laat skryf het. Hier staan in Jesaja 40 by vers 28: Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Ek groet jou vanmôre, soos wat jy in jou motor sit, in die naam van die Here, ons God. Die Here wat die enigste Here is. Die Here wat die skepper is van die hele aarde. Die Here wat vir jou krag gee as jy op hom vertrou. Vir elke stukkie van elke dag. En hy seën jou. En ek seën jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, kom ons sit so en dan luister ons en dan luister ons na die lied wat Jan blykbaar gesê het is julle lied vir hierdie reeks wat julle gebruik. Verinda, ek wil vir jou vra, as ek wegraak oor hierdie mic,
dat jy jou sal flikker asseblief nooit. Dankie. Kom ons sit so. Dan luister ons na die woorde van die sin van my bestaan. Die sin van my bestaan is om U te loof. Die sin van my bestaan is om U alleen te volg. Heer, U woorde maak my vry om te leef soos U my lei. Jesus, die sin van my bestaan. Die sin van my bestaan is om U te eer. Die sin van my bestaan is om U alleen te volg. Heer, U woorde maak my vry om te leef soos U my lei. Jesus, die sin van my bestaan. Mag hierdie woorde waar word, ook vanmôre vir elkeen van ons. Kom ons sit so julle, en dan bid ons saam. Ons vra dat die Here deur sy woord met elkeen van ons sal praat. Kom ons bid saam. Hemelvader, as ons vanmôre so saam is rondom U woord op hierdie manier, Here, dan is dit vir my ongelooflik dat die verkondiging van die evangelie nie beperk is tot 'n gebou nie. Maar dat ons juis in hierdie tyd waarin ons leef, ook op hierdie manier kan by mekaar kom. Dat U vir ons seën, Here, met tegnologie, om in ons motor te kan sit en te kan inskakel by die bring van die evangelie. Ons buig voor U, Here, en ons bring aan U al die eer. U wat die ewige God is, U wat alleen God is, U wat die skepper is, Here, U wat vir ons optel, wanneer ons nie meer kan nie, en U wat vir ons sê, byt vas, vertrou my, loop saam met my, en ek sal vir jou sorg. Ons loof U daarvoor, Here, en vanmôre kom ons opnuut. Ag en Here, ek kom sit by U voete, en ons kom bid, Here, maak U ons harte oop, maak U ons gees oop. Here, maak U ons hele lewe oop, dat ons die evangelie kan hoor, maar hier kan uitry, Here, en hierdie evangelie kan gaan leef daar buite, in 'n wêreld wat al hoe meer die rug draai op U. Dankie vir U woord, Here. Dankie vir hierdie voorreg. Ons buig voor U, in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser. Amen. Liewe vriende, ek wil vir ons 2 gedeeltes lees, kort, baie kort. As jy wil, kan jy jou Bybel oopmaak by dit. En die eerste een is Genesis 1 en die tweede een is Romeine 12. Ek wil voor ek dit lees, net vir jou sê, julle het verlede Sondag stilgestaan by die gedeelte van dat jy met die Here jou God liefhet, dat aanbidding is my reaksie op God se liefde, en aanbidding is om aan God terug te gee. Julle het daardie pamfletjie by julle, die eerste 2 spasies is dit. Ek gaan probeer om daarby aan te sluit vanmôre, en ek hoop jy gaan my kan volg, as ek elke keer die nuwe stukkie probeer hanteer saam met jou. So die eerste deel is my reaksie, en die ander een is om aan God terug te gee. Nou om by vanmôre aan te sluit, lees ek graag wat hier staan in Genesis 1,
vers 26. En ons lees dit so baie julle, maar ek dink dit gaan baie keer by ons verby, dat dit nie regtig insink, dat ons hoor wat God vir ons wil sê, in hierdie paar verse nie. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Verteenwoordiger van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God het vir jou, vir my, as sy verteenwoordiger geskep. As sy beeld. Een van die mooiste vertalings van vers 27 is vir my dit wat in The Message staan. God created human beings. He created them godlike, reflecting God's nature. God created human beings. He created them godlike, reflecting His nature. En dan sê Paulus in Romeine 12, en ek lees uit die vertaling van die boodskap, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdienst gaan. Ek doen 'n ernstige beroep op julle. Gee julle hele lewe aan God. Wat op dese aarde maak ek hier? Toe ek gaan sit en voorberei het, julle, was die eerste reaksie op hierdie vraag van môre van my kant af. Ek is in die moeilikheid. Ek is in die moeilikheid want ek moet aan jou die evangelie bring van God wat jou baie lief het. En ek weet nie so mooi of ek dit kan doen nie. So ek is in die moeilikheid. Maar ek is ook in die moeilikheid, liewe mens. Want jy sit hier in jou motor en jy het 'n bepaalde verwagting van hierdie evangelie wat ek moet bring. So, wat op dese aarde maak ek hier? Wat maak jy hier? Ek het vir myself gesê, ek en jy kan maar net agteroor sit. Kom ons ontspan. En kom ons laat vir God toe om besit te neem van ons hart, ons gedagtes en ons gees.
So kom ons ontspan. Moes dit vir myself sê. Baie mense vra elke dag die vraag, julle, wat is die doel van my lewe? Wat is die sin van alles? Wat is die sin van my hier wees vandag, in hierdie gemeente, in hierdie dorp, in hierdie land waarin ons woon, in hierdie wêreld waarin ons woon? Waarom lewe ek? Dalk vra jy dit ook vanoggend. Ek het in my kort lewe ontdek dat so baie mense soek na die sin van die lewe, maar hulle ontdek dit nooit. Hoekom? Ek dink hulle soek dit dood eenvoudig op die verkeerde plek. Ek dink hulle soek dit in verkeerde dinge. Ek dink hulle soek dit by verkeerde mense. Want jy sien, mense soek die sin van die lewe in sukses. Hoe meer sukses ek kan behaal, hoe meer sin sal my lewe hê. Hoe meer geld ek maak, hoe beter sal ek wees. Hoe meer sin sal my lewe hê. Hoe meer ek besit, hoe mooier my lyf is, hoe meer ek oor see kan gaan, of wat ook al. En hulle bly soekend. Hulle is ontevrede met die lewe. Hulle is ontevrede met hulle self. En uiteindelik is hulle ontevrede met God. My antwoord oor die jare was altyd wanneer ek met iemand te doen kry wat vir my sê, ek wil so graag weet wat is God se wil vir my lewe. Dan was my antwoord, het jy 'n Bybel? Ja. Lees hom. Dis waaroor die hele evangelie gaan, liewe mense, God se wil vir my lewe. So, lees hom. As ek jy daarom vanoggend weer vra, soos verlede Sondag, wat op dese aarde maak ek hier? Dan sê Genesis 1 vers 27 vir ons, you are created to reflect the nature of God. Ek en jy is geskep, ek en jy is hier gesit om die grootheid, wie God is, te reflekteer in hierdie wêreld. Of soos Romeine 12 sê, julle, gee jou hele lewe aan God, wat vir jou omgee. Jy moet 'n lewende offer in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom. Dis waaroor godsdienst gaan. Jy sien, en ek sê vir julle niks niets nie. Maar ek en jy is nie vir onsself geskep nie. Ek en jy is hier om God te aanbid. Ons is hier om met ons hele lewe, hart, kop, verstand, werk, speel op God te fokus. So baie mense dink, en so baie mense sê dit ook, dat aanbidding is eintlik maar 'n aksie wat beperk is tot hier in die erediens, waar ons lofliedere saam sing, lekker saam sing, ons hande in die lug gooi, ons God loof en prys, en eintlik oor die banke wil spring van lekker kry, wil ek amper sê, en dan ook saam bid. Maar dit is tog nie waar nie. Aanbidding is nie beperk tot hier waar ons saam is, of daar binne in die kerkgebou, wanneer hy eendag klaar is nie, liewe vriende. Aanbidding is 'n leefwyse. Dit betrek my hele bestaan. Om op God
te fokus, sluit elke stukkie van my menswees in. Elke stukkie. Dis beslis nie, julle, soos wat die meeste mense vandag in ons land doen, om op alles wat negatief is te fokus nie. Luister maar na mense. Waar fokus mense? Negatiewe goed. Die politiek, die korrupsie, die misdaad, die petrolprys, wat ook al. Geen wonder, hulle hele lewe is negatief nie, want vrede maak plek vir haat. Liefde maak plek vir geweld en oordeel. En blydskap word deur woede uit hulle lewens geskop. Ek het die afgelope tyd 2 ervarings gehad, julle, wat vir my baie diep aangeraak het. Die een was, ek het by 'n groep mense ingestap, waar ek graag wou wees. Maar al wat hulle was negatief. Hulle hele gesprek was negatief. En wat het ek beleef? Geen sin. Geen vrede. Geen liefde. Geen dankbaarheid. Ek wou weghardloop. En 'n week later kom ek by 'n tweede groep. Positief. En wat beleef ek? Vrede. Vreugde. Liefde. Dankbaarheid. Ek wou nie huis toe gaan nie. Ek het by die huis gekom en vir Ronel gesê, dit was my aangrypend lekker. Nie een woord negatief nie. Jy sien, my liewe mens, wanneer ek en jy op God fokus, verander alles in jou lewe, van jou kop tot by jou tone. Daarom moet jy tyd maak vir God. Jy moet tyd maak om by God se voete te sit. Jy moet tyd maak om na sy woord te luister. Jy moet tyd maak dat God met jou kan praat. En jy moet tyd maak dat jy met God kan praat. Dis wat die Bybel vir ons sê. Dis wat Romeine 12 sê. Want as ek tyd maak met God, dan verander God deur die werk van die Heilige Gees my van hier af tot daaronder. Alles word nuut. 2 Korinte 5 vers 17 sê het mos, as ek aan Jesus behoort, is ek 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. En wat sê Psalm 1, julle? Psalm 1 is aangrypend. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wat sy vreugde nie vind in die raad van goddeloses en met sondaars omgaan nie, maar wat dit vind in die woord van die Here, dit dag en nag oordink. Wat gebeur met daardie mens? Hy word soos 'n boom langs 'n waterstroom, waarvan die blare nie verwelk nie, waarvan die vrugte op sy tyd kom, en hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Alles verander. Want God neem die beheer oor van jou hele bestaan. Dis die eerste paragraaf wat ons hanteer het. Maar aanbidding, julle, het ook 'n ander kant. Dis die bewys van jou eie liefde vir God. Dis jou reaksie op God. Aanbidding is om vir God lief te hê met jou alles. Dis om vir God onvoorwaardelik lief te hê. As iemand vir my vra, wat
Wat is God se wil vir my lewe? Dan lees ek graag vir hom wat hier staan in Markus 12. Vers 30, waar Jesus gesê het, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. En jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand. Jy moet ander mense lief hê soos jouself. Dit is wat God van jou en my vra. Hê my lief met jou alles. Dit is my wil vir jou lewe. Julle sien, liewe mense, God soek nie in die eerste plek ons geld nie. God soek nie in die eerste plek ons mooi woorde wanneer ons saamkom in die kerk nie. God soek nie my kerk toe kom elke Sondag in die eerste plek. Ja, dis deel van my verhouding met hom, maar hy soek dit nie bo alles nie. Hy soek jou liefde, liefde wat opreg is, liefde wat eerlik is, liefde uit 'n skoon hart. Dis wat God wil. En hier moet ek en jy Johannes 3 vers 16 altyd voor oë hou, waar daar staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Elkeen wat glo. God het nie vir Jesus gestuur om vir jou en my te oordeel nie, sê vers 17, maar God het vir Jesus gestuur sodat ons deur hom gered kan word, die hele wêreld. Ek het hier geskryf, julle. As God dan vir jou en vir my so lief het, wat hou jou en my terug om hom met ons alles lief te hê? En ek het uitgekom met die antwoord. Dit kan net jouself wees. Dit kan nie die dinge wees wat jy weier om van ontslae te raak, wat in jou pad staan, om vir God met jou alles lief te hê. Daarom sê Jesus in Matteus en in Markus en in Lukas, wees vir alle ander mense net so lief soos wat jy jouself het. Want dis die eerste bewys van jou liefde vir my. Die Here het ons so oneindig lief, julle. Hy is so intens gefokus op jou en my, dat hy niks teruggehou het. Hiervan is die kruis op Golgotha tog die bewys. En die leë graf. So wat hou jou terug? Gaan lees 1 Korintiërs 13. Dis die klankbord van jou en my liefde vir God. En vir ander mense. Die laaste deel van jou en my aanbiddingslewe is om jou vermoëns, jou gawes, jou talente, jou kragte in diens van God te stel. Elke stukkie daarvan. Dis wat Kolossense 3 vir ons sê, julle, as daar staan, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. Weereens, julle, word ons hele bestaan ingesluit. Kan ek jou 'n vraag vra? Hoe weet mense dat ek en jy 'n volgeling van Jesus is? Nie 'n gelowige nie. Nie 'n kerkmens nie. Hoe weet hulle ek en jy is 'n volgeling van Jesus?
Hulle weet dit, as ek en jy met ons alles op God en die verheerliking van sy naam ingezoom is, dan sal hulle sien, sonder dat jy praat, jy's 'n volgeling van Jesus. Dit sê Jesus, en leer Jesus vir ons, in Matteus 5 vers 16, as hy sê, laat jou lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien, en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik. Paulus sê in Romeine 12, gee jou lewe as 'n offer. Met ander woorde, wat bedoel hy? Hy sê, gee jouself weg. Gee alles vir God. Let God be God. God van jou hele bestaan. Die lewe, en ek is amper klaar julle. Die lewe. En ek het in my ganse bediening het ek so gebid. En ek bid dit steeds, dat ons as mense dit sal begryp. Die lewe draai nie om ons en wat ons wil nie. Die lewe draai om God. Ons is hier om vir God te aanbid. Ons is hier om vir God lief te hê. Met jou alles. En ons is hier om met ons alles in sy diens te staan. Jy is dit? Of jy is dit nie? Mag ek en jy wat vanmôre saam met my kuier om die woord, mag ek en jy die genade ontvang. Mag ek en jy die insig ontvang. Mag ek en jy die wysheid ontvang deur die Heilige Gees om die volheid van jou en my, van die sin van jou en my bestaan, nie net te ontdek nie, maar het ook te leef. Mag die Here dit vir ons gee. Kom ons maak oop. Here, dankie dat U deur die woord by elkeen van ons kom staan en vir ons kom sê, ek het jou so lief. Wees lief vir my. Met jou alles. Here, ons sukkel. Ons sukkel baie. Want ons wil graag ons eie ding doen. Ons wil vir U lief hê soos ons wil. Ons wil ons sin afdruk op U en nie U sin op ons nie. O Gees van God, gee vir ons die insig en die wysheid en die genade om die sin van ons bestaan elke dag, elke môre nuut te ontdek en in U krag en saam met U hand aan hand saam met die Here dit te leef. Waar ons kom, waar ons is en waar ons gaan. Ons buig voor die Here. So dankie. So dankie vir U liefde.
Amen.